Welkom by die groter prentjie. Met hierdie program probeer ons kyk na die groter prentjie van wat aangaan in die wêreld vandag se lewe, hoe dit alles soos 'n legkaart stukkies bymekaar pas van die digitale idees af na die digitale geld toe, die weer manipulasie, hongersnood en die gemodifieerde sade, kosse ensovoorts. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor gesondheid. En die deel wat Big Pharma, dis nou hierdie groot farmaseutiese maatskappye, speel in die beplanning vir die toekoms. Voor ons inspring moet ek net bysê dat hierdie my opinies is en dat jy selfstudies oor dinge moet doen voordat jy sommer enige mediese raad net vat en toepas. Hoekom gaan gesondheid so 'n groot rol speel in die laaste dae of jare wat daaroor ons geprofeteer is? In Matteus 24 vers 22 tot 24 staan daar: En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal ons daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. As meeste mense gesond en regdinkend is, hoekom sal hierdie dinge sommer net aanvaar word? Hoe maklik is dit nie om 'n kind wat sy brein nog nie heeltemal ontwikkel het nie, om vir hom of vir haar om die bos te kan lei? Nou ek vra hierdie vraag met die doel sodat jy dit 'n bietjie kan laat dink oor wat hulle met ons gaan probeer doen om ons maklik te kan probeer manipuleer of sonder enige weerstand te kan mislei. Dit is regtig waar om ons dom te maak, om regtig waar ons breinkrag te verminder, om ons te kan dom maak, fisies te kan nie meer so slim of intelligent maak soos wat die mense was nie. En om natuurlik ons sieklik te maak. En as ons sieklik is ons afhanklik van hulle. En hoe meer afhanklik jy van hulle is, of dit nou gaan oor medisyne of dit nou gaan oor gesonde voedsel inkry, hoe meer natuurlik is jy manipuleerbaar. So kom ons luister gou na wat sê Dr. B.M. Hedge. Now, in the Western medicine, what we do is we have quick fixes. Supposing you have a disease, immediately we give a quick fix and we think it cures the problem. No, it doesn't. Actually, it creates another problem. In short, I always tell my students, there is no pill for every ill, but there is an ill following every pill. Did you get this? That's called adverse drug reactions. As a matter of fact, audit now shows in the West that the leading cause of death is not cancer or heart attack, but adverse drug reactions, which is called ADR. Because we know in the Western non-science, one drug for one disease under ideal circumstances, which is called evidence-based medicine. But unfortunately, in a patient, we don't give one drug. Some of the patients, if you see, it's a laundry list of drugs, about 18, 15 drugs. And there is no science to say what happens when you combine two drugs. Daar is nie 'n pil vir elke siekte nie, maar daar is 'n siekte na elke pil, né? Hoe interessant is dit nie? Want jou pille wat jy drink, of dit nou iets spesifieks is soos kopseer, bloeddruk, cholesterol, daai pil behandel iets spesifieks, maar elke pil het amper nagevolge aan ander gedeeltes op jou gesondheid en op jou liggaam. So ek hou nogal van wat hy daar gesê het. Dis die eerste keer dat ek dit gehoor het. Kom ons vat cholesterol as 'n voorbeeld. Daar was vir ons oor die afgelope, ek weet nie, 50 jaar gesê dat rooi vleis met vet aan gaan jou hartprobleme gee. Margarine is voorgeskryf deur die Hartvereniging vir jare lank en natuurlike botter is as ongesond beskou. Ons moet 'n lae vet dieet volg, anderster gaan jou are verstop. Sout is natuurlik 'n groot sondebok, suiker is heeltemal 'n nee. Wat sit hulle in die plek van daai sout en suiker of gesonde dier- en plantvette? Dit is alternatief en gemodifieerde laboratoriese soutte, suikers en vette, onnatuurlike geur- en kleurmiddels. Hierdie geprosesseerde laboratoriese middels is wat jou are laat verstop en wat jou organe natuurlik beskadig. Kom ons kyk gou weer na 'n paar kenners se video's. Hello, health champions. Today I want to talk about cholesterol because the way we have been understanding and dealing with cholesterol in the last 50 years
is one of the greatest health disasters of all time. And there's this huge fear factor about cholesterol. When people are changing their lifestyle and they're getting healthier, they're losing weight, they're feeling better, all their health markers are improving except one. Their doctors still scare them into abandoning their healthy lifestyle and reverting to a low-fat diet because one marker, LDL cholesterol, is too high in their opinion. And this is all because we have bought into the idea without any good evidence that LDL cholesterol is bad cholesterol. The fact that LDL, which we classically call bad cholesterol, won a Nobel Prize in Medicine in 1998 because it was discovered that it was necessary to form brain synapses, something called synaptogenesis, meaning you can't form brain synapses without bad cholesterol. And by the way, you also can't make estrogen, progesterone, and testosterone without bad cholesterol. We in the mental health field prescribe pills that cause obesity. That cause it. We give people pills and they gain 100 pounds in 1 year. And in the elderly, some of the medications we prescribe cause premature death. Wow. And these warnings are all listed on the package issued by the FDA. That side effects may include... Yes. They take it anyways because that's what the doctors are telling them they need. How long have you been a psychiatrist for now? 29 years. How many people don't need to be on those drugs if they intervene in a different way? Maybe 20%. Don't need them. Who do need them. 20%. 80% who probably could get by if we as society take a different stance and use different strategies for human health care. So many of our standard treatments are doing exactly the opposite of what we want to do. And that needs to change. Daar hoor julle dit nou self. Cholesterol het 'n baie belangrike rol in die liggaam, veral as dit by die brein kom. Dit het 'n belangrike rol met die maak van jou manlike en vroulike hormone. Hoekom sien ons in vandag se tyd dat mans of vrouens nie seker is meer of hulle mans of vrouens is nie? Hulle is dom gemaak en hulle hormone is soos 'n Smartie box, de mekaar, verskillende kleure, te veel vrou, te veel man. Ek het vroulike hormone in 'n manlike liggaam. Dit is 'n de mekaar storie. Die pille wat jy moet vat vir jou geestesgesondheid maak jou vet. Nou as jy vet is, in my opinie, is jou geestesgesondheid meeste van die tyd nie baie goed nie, want mense is maar selfbewus. Ek is definitief ook nou nie van die maaste mense wat daar is nie, maar ek kan nie sien as ek depressief is of my geestesgesondheid is daar ernstig iets mee fout nie en ek drink pille daarvoor, maar ek sit ontsettend gewig aan hoe dit my enigsins gaan laat beter voel nie. Nou kom ons beweeg weg van die alledaagse medisyne af en ons spring in by 'n baie gedebatteerde onderwerp en dit is die inentings. Die mees populairste onderwerp is seker nou die inenting wat gevat moes word gedurende die pandemie waardeur ons gelewe het. Kom ons luister gou na Bill Gates. Hy is seker die man op die aarde wat die meeste geld indruk in die nuwe maak van nuwe inentings. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to 0. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. First, we've got population. Now, if we do a really great job
on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Het jy dit gehoor? As hulle regtig waar, hulle baie goed van hulle taak kwyt, met ons gesondheidstelsels en met die inentings, kan hulle die populasie drasties verminder. Nou, ek is ook seker maar nou een van hierdie dom mense, maar as jy jou gesondheidstelsels goed hanteer en jy inentings doen wat hulle veronderstel is om te doen, dan is die populasie mos veronderstel om te vermeerder, want daar gaan dan mos dan nie baie mense doodgaan as gevolg van siektes nie, né? Daai som, daai 2 + 2 maak definitief nie 4 nie. I believe that we are in the midst of one of the greatest crimes in human history. Criminal trials, I would welcome You're that. comparing the COVID-19 vaccine to the Holocaust. The state, however you define that, the military, CDC, Tony Fauci, Ralph Barrick at the University of North Carolina, created a weaponized virus, correct? Gain-of-function research. They contracted it out to China, and it caused a pandemic around the world once it was released. The government created a weaponized virus that then got out and caused a global pandemic. When are we going to have accountability for that? Die video wat jy nou gekyk het, is 'n maand terug in die Amerikaanse Senaat geneem, waar hulle praat oor die gevolge van die pandemie en veral die nagevolge van die COVID-inenting of die clot shot, soos sommige mense dit sommer noem. Ek moet sê dat daar al hoe meer bewyse uitkom dat dit nie is soos wat hulle dit aan ons probeer verkoop het nie. Glad nie eers naaste by nie. Dis hoekom hulle dit daaroor begin praat in die senate reg oor die wêreld en die regering. Nou die vraag is, as daar nou weer 'n volgende pandemie moet uitbreek, gaan ons almal daarvoor val. Dalk is dit die aappokke, een of ander voël of varkgriep, wie weet. Is ons al so ver gevorder met die mensdom se gesondheid, se breinkrag se vermindering en die manipulasie, dat meeste mense maar net goeie soldaatjies gaan wees en doen wat hulle vir hulle gesê gaan word. Nou ongelukkig dink ek dit is die geval, en dis jammer om dit te sê. Maar diegene wat geestelik en fisies nog dinge bevraagteken, nie net alles glo wat die hoofstroom vir jou vertel nie, hulle is hopelik die wat nog 'n kans staan en dit alles sal kan deurmaak. Daar is 'n legio voorbeelde van produkte wat hulle sê jy moet vat en natuurlike produkte wat dieselfde of selfs beter werk kan doen. Ek gaan nie in dit alles inspring nie, maar dit was hoeveel jare nou al het die groot farmaseutiese maatskappye en die dokters vir ons sekere dinge gesê is gesond wat dit nie eintlik was nie. En die natuurlike produk het hulle gesê dit doen nie so goeie werk soos wat die pille en hierdie tipe dinge doen nie, maar nou vind ons uit tog doen dit. Wel, gaan stel ondersoek in produkte. As jy 'n persoon is wat ly aan bloeddruk, as jy mense ken wat Alzheimer's het, as jy, daar is soveel kwale en siektes regte oor die wêreld wat eintlik met natuurlike gesonde produkte sonder hulp van groot farmaseutiese pille jou kan help. Dis dalk nie 'n quick fix, soos die Engelsman sal sê nie. Dis dalk nie soos die kopseerpil wat jy nou drink en oor 'n halfuur is jou kopseer weg nie. Miskien is dit iets wat jy vir 'n week lank moet gebruik, maar dan kry jy nie sommer weer kopseer nie, net om 'n dom voorbeeld te gebruik. Gaan stel ondersoek in en kyk daarna. Onthou, die dag as die moeilikheid die wêreld tref en vir Suid-Afrika tref, gaan daar nie meer winkels wees nie. So of jy mis hope van jou medikasie bymekaar gemaak het, of jy moes al ondersoek ingestel het oor watse ander plante of middels jy kan gebruik om jou probleem heeltemal op te los. Nie net die simptome te hanteer nie, maar die probleem geheel en al op te los. En natuurlik ook, mag ons Hemelse Vader die tyd wat nou kom vir ons verkort, vir die mense wat by hom skaar en by hom veiligheid soek. Bly gesond, bly oopkop,
Moenie laat hulle jou brein dom maak nie. So vir interessantheid, gaan doen 'n bietjie ondersoek oor die uitwerking van fluoried wat in ons almal se tandepasta is, wat hulle baie keer in ons water ingooi. Veral in Amerika is daar ontsettend baie fluoried in hulle water. Gaan doen 'n bietjie ondersoek, wat doen fluoried aan jou brein? Nog 'n ding wat jou nie so intelligent maak nie. Van my kant af, bly gesond, pas jouself op en totsiens, tot volgende keer.